thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. You're my best thought by day and by night, waking or sleeping, your presence my light. Be thou my wisdom, and you're my true word. I ever with thee, and you're with me, Lord. Thou my great Father, I thy child, now in me dwelling, with thee reconciled. Be thou my breastplate, my sword for the fight. Be thou my dignity and my delight. You're my soul shelter, you're my high tower. Please raise me heavenward, O power of my power. Please raise me heavenward, O power of my
Goeiemôre en baie welkom. Ek is so 'n klein bietjie hard toe, maar ek vat hom net so 'n bietjie ver. Twee goed. Ons het 'n verjaarsdag, Jan Labeskagni, verjaar vandag. Kom ons sê hom baie geluk en baie welkom. Ons gaan hom merk vanoggend. Soos 'n stoetbal. Okay. En dan met die ons is so bly om elkeen hier te sien. Ons wil net in die kollektiteit wil ons papiertjies uitdeel. En ons wil hê jy moet dit vir my invul en jy kan dit of met die uitstap ingee of jy kan 'n foto neem, 'n WhatsApp stuur asseblief. Ek gaan vir Jorrie vra dat hy bietjie daaroor praat. Baie dankie. Kan jy sommer daar. Goeiemôre almal. Moet ek baie nou praat. Ek wil net namens die kerkraad vir die gemeente inlig dat ons 'n bietjie gaan ons opskerp rondom huisbesoeke sodat ons 'n bietjie nader aan ons gemeente kan kom. Dat ons bietjie meer kontak kan hê en dat ons probleme wat daar dalk mag wees wat jy nie wil met die predikant bespreek nie of met iemand anders bespreek nie, dan gaan ons net bietjie omkom en slag. Ons sal vir die bel en dan met die kom praat en sommer net gesels, sodat ons betrokkenheid bietjie meer by ons gemeente kan kry. Dit is net van die kerkraad se kant af en daarom sal ons ook hierdie lyste uitdeel, laat ons net weet, as daar nuwe lidmate is wat nog nie op die lyste is nie, dat ons dit kan opvolg. Baie dankie. Baie dankie. Ek gaan nie tyd spandeer om al die afkondigings te doen nie. Ons wil net by lief en leed wil ons 3 persone wil ons byvoeg. En dit is die afgelope week is oom Barend de Waal oorlede in die ouete huis. Hy was al 'n geruime tyd in die ouete huis en sy begrafnis was al gistermiddag of gister hier by 12:00 het ons sy begrafnis gehad. En dan het ons kennis gekry van Fossie Foster van Sammerdam wat ook oorlede is oor die naweek. En dan 'n baie tragiese ding van gisteraand wat Floos Burger ook oorlede is in 'n vratsongeluk. Sy vrou is die skrywer van Leonard Wil, dink ek, Ellen, ja. Hy is gisteraand oorlede. Hoe oud was hy? Nee, seker 55, 54, ja. Was 'n vratsongeluk. Kom ons dink aan daardie familie, dit is baie sleg. Goed. Dan kyk ons na ons, dan wil ons julle tog herinner aan volgende Sondag het ons dan nou die nagmaal. Kom ons kyk na Augustus se program. Ons is nou by die 9de, by Sondag die 9de. Dan gaan ons Dinsdag 3:00 is ons by Kroonster. Woensdag is die singles, die enkellopendes. Dis maar meer vroue as daar 'n man is wat 'n roeping het om met die enkellopende mans te werk, sal ons nogal dit baie waardeer. Dan die 15de, Saterdag die 15de is die kinderete by Huis Dion Lou en dan Sondag het ons die nagmaal, volgende Sondag. Dan is ons Dinsdag by Kychouk en dan die uurbyeenkoms doen ek en Nico dit saam en ons praat oor wellness, maar baie meer op die balans in die lewe. Dit is dan Woensdag, volgende week en Woensdag, nie hierdie week nie, maar volgende week en Woensdag om 6:00. En dan sluit die skole en dan op die 30ste is ons op Witvlei na kerk vir 'n Bybel buitediens. Die week wat voorlê is dan geen kategese nie, die kinders is nog in die eksamen besig. Ons gaan ook nie belydenisklasse aanbied nie. Dan Woensdag is die Bybel in by Bybelstudie by Huis Dion Lou Elim en dan die singles by die pastorie en dan Vrydagoggend by die manne weer saam. Ons tema vir vanoggend
ingerig vir nagmaal. Ons is nog besig om te kyk na die oudtydse, en ek sal weer daarna verwys, die voorbereidingsdiens. En dis waaroor ons vanoggend gaan praat, om ingerig te wees vir nagmaal. Kom ons kyk, wat sing ons nou? Goeiemôre julle. Goeiemôre. Ja, ek wil net gou sê, dis nogal 'n probleem, want van die mense verkies dat ons nie Engels sing nie. En die kerkraad het toe besluit, maar ons sing soos wat die liedere wat pas by ons byeenkoms. En van die ouens wil baie graag van die meer moderne Engelse liedere sing. So ons het 'n redelike probleem, maar dan het ons het goed gedink om dan elke keer van een van die liedere in te sit, laat almal daarin voel hy word ook gehoor. Dan skies, ek wil gou. Steek gou vir my die hande op, wie is Duits? Steek gou Duitsers. Waar is hulle? Net een. Daar so. Kan ons Duits ook sing? Ek dink dit gaan lol. Maar so ons gaan vanoggend begin met 'n lied wat by die fotum pas, 464 O Heer my God, ou bekende lied. Hy is in Afrikaans, Engels en Duits. So as jy die Duitse woorde ken of die Engelse woorde en jy wil dit graag sing, kan jy enige tyd. Ons gaan vers 1 sing en vers 2. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Gaan spesifiek oor die natuur. Die fotum pas ook Jan hierby. En dan as ons na die woord ingerig kyk, dan beteken dit vir my, hoe moet ek myself inrig? Ek weet nie. So as ek naby aan die Here lewe, dan behoort ek te weet hoe om myself in te rig. En die heel beste rede gaan juis ons bely die Here se grootheid en sy almag. En daarom gaan ons dit sing. En dan kan julle gaan sit. Ek sal op ons aanbiddingslied sal ek weer ietsie sê. So kom ons sing net eers hierdie 2 lofprysingsliedere saam. Baie dankie. Kom ons kyk gou na ons fotum. Ons begin met 'n fotum. Ek het 'n redelike langerige fotum, want hy skep vir ons die hele atmosfeer vanoggend. Psalm 104, ons lees eers die eerste, die tweede en die derde verse. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan en vir U 'n woonplek ingerig het oor die waters daarbo. U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind. Die Here rig vir homself 'n woonplek in. En dan lees ons verder, verse 13 tot 15, uit die hemel waar God se 'n woonplek is. Uit die hemel laat U dit op die berge reën. Die aarde word versadig deur die reën wat U gee. U laat gras uitsprei vir die diere en groen plante vir die mens, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry. Wyn om mense se harte bly te maak, olie om die gesig te versorg, kos om die mens nuwe krag te gee. Kry die ervaring hoe dat God inrig, sodat daar vir ons ruimte en plek is. Vir hom en vir ons, soos in die hemel, so ook op die aarde. En op hierdie punt groet ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. O Heer,
Ek sien die vrou, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister, grasse, stroom en wind. O Heer, die sorg, verklein, vergroot, vir alles. En die sorg dag na dag vir my, die kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit saam. Hoe heerlijk Heer, U grote naam. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons weet dat die ryk mag word. En kom U weer in heerlikheid op wolken. Maak U volkome niet die eiendom. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit saam. Hoe heerlijk Heer, U grote naam. Hoe heerlijk Heer, U grote naam. Kom ons staan voor die Heer en bely dat hy regeer. Kom ons sien die Hemelkoning op sy troon. Kom ons staan voor Heer en bely dat hy regeer. Kom ons sien die Hemelkoning op sy troon. Laat ons al die hulde bring en sy lof en eer besing. Laat ons lofsang in die plek wees waar hy woon. Hef jou hande na bo, al wat hy vra is dat ons glo. En as jy weet jy is vry, is dit die heel beste rede om te kniel voor die Vader in gebed tot hom te nader, om as koning en verlosser te bely, om te dank vir sy genade, vir sy seën en wonderdade, van die krag van sy woord maak ons vry. Hef jou hande na bo,
sy wonderwerke is daar nou ook geen perke aan wat Jesus kan doen vir jou en my. Ek jou hande daaroor, al wat hy vra, is dat ons glo. En as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede om met symbool en drom te ras en die shofar hard te blaas van die groot dag van Jesus kom beslis. Die dag wat elke knie sal buig en elke mond ons sal getuig dat die ruiter op die witberg koning is. Kom, hef jou hande daaroor, al wat hy vra, is dat ons glo. En as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede ook vir my. En as jy weet, jy is vry, is dit die heel beste rede ook vir my. Die volgende lied wat ons gaan sing is 'n ou Engelse hymn. So dan sal julle die woorde in die lied, Marianne, kan jy vir ons die eerste versie gooi asseblief? Daar sal julle die woorde thou sien, wat die ou Engels wat ons ek het so 'n paar plekkies het ek maar your ingesit, dat dit vir ons wat in die moderne Engels praat makliker is. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Dis 'n baie mooi lied om te vra, is 'n gebed dat ons naby aan die Here sal bly die hele tyd. Ons gaan dit nou sing, dis stadig en rustig, so ons kan maklik leer. Die 3 versies klink presies dieselfde na mekaar, as jy dit dalk nie ken nie, maar ek vermoed die meeste van julle ken die lied. So kom ons sing hierdie pragtige lied as 'n gebed voor die Here saam. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. You're my best thought by day and by night, waking or sleeping, your presence my light. Be thou my wisdom
sword for the fight. Be thou my dignity and my delight. You're my soul shelter, you're my high tower. Please raise me heavenward, O power of my crown. Ons gaan nou oor in ons gebede en ons gaan gee geleentheid vir stil gebed. Ons het 2 gebede wat ons gaan bid. Die heel eerste een is, kom ons doen voorbidding vir volgende Sondag se nagmaal. Bid dit wat jy op jou hart lê, wat die Here vir jou sê wat om te bid, en dan bid ons net in die algemeen oor die nagmaal, die voorbereiding, die geleentheid om hier te wees, mense wat jy graag wil hê hier moet wees. Dit wat die Here op jou hart lê, kom ons bid vir die nagmaal. Ons volgende gebed is die geestelike voorbereiding. Hier is die geleentheid om vir jouself te bid. Nog 'n nagmaal, nog 'n geleentheid, maar ons bid nou dat die Here vir ons werklik geestelik sal voorberei, dat ons die volle waarheid van die nagmaal sal verstaan, sal inneem en sal die nagmaal op daardie manier ook sal kom vier. Onse Vader wat in die hemel is, as ons dan kom bid vir die nagmaal, is dit mos nou nie die eerste nagmaal wat ons het nie. Begin by my, wat al so baie die nagmaal aangebied het, en met elkeen van ons. Gee vir ons weer 'n vars, nuwe, herlewende betekenis van die nagmaal. Ons kom bid vir hulle wat om een of ander rede van pyn, seer kry, hartseer, kwaad, lanklaas nagmaal gebruik het. Dat u deur u bloed vir hulle skoon was. Verkoop die siel, sodat ons hand kan uitsteek en sê, nie soos Petrus, u sal nooit my voete was nie, maar Here, alles. Here, dankie. Dat hierdie nagmaal wat opkom, ook werklik weer 'n deurbraak sal wees. Van al die pyn en die seer en die kwaad en die woede. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, waar is ons kinders? Julle moet vir my kom help preek. Hallo. Dis wonderlik.
Ek wens ons groot mense was ook so opgewonde. Ons sit 'n hele bedryf hierso. Nou, kom ek staan gou hierso, dan verduidelik ek gou vir julle. Staan so wat hulle wil kyk daar op die Sander. OK. Kom ek verduidelik gou vir julle, wat gebruik ons op nagmaal? O, jy bad en slaap. Wat doen jy, Junior? Kom kerk toe, soos klaar geslaap het en klaar gebad het, ja. Nee? OK, Junior sê die kerkraad moet kennis neem, volgende keer drink ons brandewyn. OK, goed, hoekom staan hulle so een kant? Kom staan hier naby, want julle moet my kom help. Nou wat gebeur is, 'n broodjie en wyn word gebruik, en ons baie dikwels sit ons om die tafel en ons eet al die kos op. En ons besef nie, waar kom dit vandaan nie, en hoe dit voorberei moet word. Né? Daar's baie harde werk om voor te berei. Kom ek probeer vir julle verduidelik. 'n Tannie het vir my 'n plantjie gegee, né? Kyk af. Net so 'n plantjie. En toe plante kom. En dan maak hy die mooiste blomme. Sien jy? Wow. En daai blom, wat word hy? 'n Vrug. Dis lekker, né? Kyk af. Ja, grenadella. En wat dink julle is binne in die vrug? Sade, ja. Jy's dan slim. Kan jy sny? Sny hom oop. Dan kyk jy, sny hom so in die middel oop. Moenie jouself sny nie. Dan kyk ons hoe lyk die sade. Dis daar, jy moet sny. Ja, sy. Maak hom oop. Dis lekker, né? Jy kan proe. Jy proe, lekker. Dis lekker, né? Kyk haar sade, né? OK, goed. Nou, om 'n stukkie brood op die tafel te sit, moet jy, waar kom die brood vandaan? Van die are af, né? Daarso, binne die are is daar, kyk daar, verskillende saadjies. Sien julle? Wow. Sien julle, dis verskillende saadjies, en dan, jy plant hom, hy begin in die grond in, en dan gaan hy dood, né? Gaan dood. En dan omknie my, en dan kom hy, my hande ruik lekker van hy grenadella. Dan kom hy so uit, né? En dan groei hy, en dan as hy droog is, dan word hy brood. Glo julle dit? Hoe maak 'n mens brood hiervan? OK, nou kom ons kyk hierso. Hier's 'n paar koringkorrels. Ja, kom ons maak dit fyn. Kyk daar. Ja. OK, wie gaan dit fyn maak? Jy gaan dit fyn maak. OK, hy het nou al gesê, maak die saak, enige kant begin. Nee, jy moet nou 'n bietjie rustig wees. OK. En as hy dit nou baie fyn maak, hy gaan lank vat, want jy's stadig. OK, dan word dit meel. Nou, OK, goed. Right, dan maak hom lekker fyn, en dan word hy meel. En dan vat ons die meel, gooi water by. Nou weet jy hoe brood te bak. Nou ja, begin. Hierso. Sorry. Wil jy bier op by gooi? Jy kan eens raak rof hierso. OK, kom. Kom hierso. Kom maak die deur. OK. Nee, wat jy vat sommer jou hande. Toe. Wil dit nie breek. En dan as jy die meel klaar gemaak het, hy wil nie sy hande vuil maak nie, dan bak jy dit en dan kry jy 'n brood, né? En as ons hom kry, né, wat maak ons dan? Eet dit, hoe eet jy dit? Kouer word en dan? Bietjie botter op, OK, goed. En dan kou jy hom, né? En dis waar die Jesus gegaan het, kyk hier. Hy sukkel nog steeds. OK, dis genoeg. OK.
Baie dankie. Julle kan na die tannie toe gaan. Sien julle al die harde werk om brood te bak. Volgende keer vat dit saam. Volgende keer moet julle 'n waardering hê vir kos. Kyk hoe lyk ek nou. Right, kom ons maak ons Bybels oop by Lukas 22. Besig met 22. Lukas 22 verse 7 tot 13. Lukas 22 verse 7 tot 13. Kyk, as die kinders die kerkraad word, gaan dit 'n lekker kerkraad. Brandewyn en bierbrood en al hierdie goed vir nagmaal. OK. Goed. Lukas 22 en ons lees vanaf vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Hulle vra hom: waar wil u hê moet ons dit voorberei? Toe antwoord hy hulle: elke sinnetjie het wonderlike detail, hoor. Hulle vra hom: waar wil u hê moet ons dit voorberei? Wat is die antwoord? Vers 10. Toe antwoord hy hulle: kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan. En sê vir die eienaar van die huis: ons leermeester vra u, waar is die kamer wat ek met my disippels die maaltyd kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het, en die paasmaaltyd voorberei. Nou, dis net 'n storieetjie. Nou kom ons kyk. Ons vat net gou weer die toue op, né? Ons het vertel en ek het nogal baie nostalgie losgemaak. 'n Vrou het vir my 'n boodskap gestuur en gesê: "Och, ek kom van Gobabis af en ek kan dit nog goed onthou." En sy vertel toe vir my daar waar die woonstelle nou is daar was 'n groot grond. Sy sê daai tyd het die mense nie meer met perde gekom nie, maar met karavane. Het hulle daar uitgekamp. En dan sluit sy af en ons het niks oorgekom nie van al die kerk nie. Want daar's voorbereidingsdiens gehou, daar's nagmaal gehou, daar's nabetragtingsdiens gehou, en dominee, jy het vergeet van die kinderdiens en van die kerkraadsvergadering, en alles is in die kerknaweke is dit gehou. So, ons is nog steeds besig om hierdie ritme te volg, en ons het verlede Sondag begin. Ons doen 2 Sondae se voorbereidingsdiens. Het ons nou so 'n bietjie van 'n kinderdiens ook gehad in die gouigheid. So, die voorbereiding, en verlede Sondag het ons gekyk, die 2 Augustus het ons gekyk na dit is tyd. Dit is die tyd vir die nagmaal, en ek gaan nie alles herhaal nie. Ons het gesien hoe dat God die perfekte tyd uitsoek. Dit het saamgeval met die Pasga. Kan julle nog die datums onthou? 2-3 April in die jaar 1440 voor Christus het die volk uit die Egipte uitgetrek. En daar's babatjies dood daai nag. En hoe hulle na die 10 plaae het hulle uitgetrek in 'n nuwe lewe. Die nag van die 2-3 April 33 na Christus kom die Here Jesus en hulle berei voor vir die nagmaal. Hulle het 'n nagmaal die aand, die donderdag aand,
En dan op Vrydag, die 3 April 33, dit is soos die ouens het nou maar uitwerk, 3 die middag, is hy dan aan die kruis opgehang. Jesus neem hierdie Pasga en maak dit die volmaakte betekenis van waaroor dit gaan. En dan het ons afgesluit met, is ons betyds. Ons het nou gehoor van 3 mense wat die afgelope week oorlede is. Nou, my kleinseun kuier by my en hy hoor dit nou vanoggend toe sê, wat gaan aan nou babas het almal doodgaan? So is julle gereed. Is ons gereed wanneer die Here vir ons kom haal? Nou kom ons kyk gou na die voorbereiding. Die voorbereiding is op die regte tyd, is 'n fees van die Pasga op die regte plek. En ons gaan vanoggend dit doen, ons gaan kyk na die logistieke, wat het gebeur, hoe dit plaasgevind het, en ons gaan kyk na geestelike selfondersoek as voorbereiding vir die nagmaal. Ek hoop is nou duidelik. So daar's 'n tafel, daar's mense, daar's wyn, Junior sê daar's brandewyn, en daar is brood, en daar is grenadellas, en daar's alles op die tafel, dis ingerig, en wat beteken dit in ons geestelike voorbereiding? Kom ons lees ons teks, Lukas 22 vers 12, en hy sal julle 'n groot boefretrek wys, wat klaar daarvoor ingerig is, daar moet julle dit voorberei. Nou wonder 'n mens nou, wat is so geestelik daaraan? Kom ons kyk. Wat het logisties gebeur? Prakties. Wat hier gebeur het is, dit is 'n Pasga fees. Dit was tydens die Pasga fees. Nou, ek het bietjie in die geskiedenis gaan kyk, op daai jare was daar omtrent so 55.000 inwoners in Jerusalem. Maar wanneer die Pasgafees kom, dan kom die mense uit die platte land uit en hulle trek na die tempel toe om die Pasgafees. Dan kan jy maklik oor geweldigende klomp skare binne in die dorp kry. Nou soos op pad, so goed babes gaan dit so iets wat beleef hier teen die einde van die maand. En dan praat hulle van sommer 250.000 mense wat kom vir die Joodse fees. En dan, wat dan gebeur, wanneer hierdie Jode nou by mekaar kom, dan lol jy nie met hulle. Want dan begin daar so 'n bietjie van 'n patriotisme kom. 'n Bietjie van wie is ek en ons is ons en niemand lol met ons nie. En dan, wat dan gebeur is, dan lê jy 'n bietjie laag, né? En nou het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes moeilikheid, want hulle wil vir Jesus elimineer. Hulle is nou absoluut aan die nase oor wat hy doen, en hulle wil hom met die pad uitkry, want hy is besig om 'n sekte hier te begin, hy is besig om hier die Joodse tradisies heeltemal te mekaar te gooi, en hulle wil hom net uit die pad uitkry. Maar nou moet hulle dit doen op 'n baie omsigtige manier, want dit is in die Pasgatyd. Die Jode is lekker opgewerk, so hulle wil dit nou baie omsigtig doen. So wat hulle dit doen, is hulle gaan agteraf en hulle kry vir Judas. Hulle koop hom met geld, want hulle is bang vir die volk. Julle sal sien dat baie keer in die beskrywing van Jesus se lyding en sy sterwe staan daar, dis gedoen omdat hulle bang was vir die volk. Hulle was bang hulle kom iets oor. Dan koop hulle Judas om dan dit te doen. Goed, dis die atmosfeer waarin dit is. In die tweede plek word die voorbereiding, en dit is die amper wil ek sê op my ou dag, die eerste keer dat ek dit raak gesien het, dat hulle die voorbereiding in absolute geheimhouding gedoen het. Niemand weet waar word die nagmaal gehou nie. Net Jesus stuur vir Petrus en Johannes
Hy gee nie vir hulle adres nie, hy gee nie vir hulle tyd nie, hy sê, gaan en gaan berei voor. Hoekom? Want Jesus is alwetend, God is alwetend. Nie eers Judas het geweet, sodat hy kon om uitverkoop daai aand by die nagmaal nie. Hy weet nie waar die party is nie. Hy weet nie wat gaan gebeur nie. Hy het geen idee nie. So ook nie die ander nie. So ook nie Petrus en Johannes nie, want dan vra hulle dan die volgende vraag. Waar moet ons dit voorberei? Geef ons 'n adres, geef ons 'n plek. By watter restaurant, of by watter gastehuis, of by watter lodge moet ons bespreek? Want die hele stad is vol mense. Jy gaan nie nog 'n oop plek kry om so fees te hou nie. En dan kom die Here Jesus en sê, julle gaan 'n man kry wat 'n kruik water dra. Hoe kry jy 'n man wat kruik water dra tussen 250 mense? Maklik, want mans dra nie water in die Joodse tradisie nie. Die vrouens dra die water. En hier stap 'n man met 'n kruik, so dit staan eintlik uit, wat gaan hy aan? Wat is nou, hoekom dra hierdie man die water? En wat wil hulle met die water maak? As 'n mens nou 'n Joodse tafel, 'n Pasga tafel dek, dan sal jy sien dat daar's water vir die voete was, die hande was. Jesus het die voete ook bygewas, en dan is daar ook water wat hulle gebruik om die bitterkruie in te sit. Dit word soutwater wat jy moet proe om te weet waardeur die Israeliete was in Egipte. Okay. En dan volgens die tradisie van hulle, dan kry hulle hierdie man in geheim. Hulle het geen idee waar sy adres nie. En dan stap hulle saam met hom. En dan vat hy hulle na 'n gebou aan die suidelike deel van Jerusalem, wat meer die ouerige deel is, waar die grindmense nie meer kom nie. Dan gaan hulle soontoe en hulle gaan na 'n bovertrek, waar dit stil uit die oog en rustig en vredig is. Dis veilig en is stil daar. In die suidelike deel gaan hulle bo in 'n bovertrek. En wat gebeur daar? Die Here het dit reeds ingerig. Ek wonder as ek vanoggend vir julle vra, wie dit al oorgekom, dat jy het geen wete nie. Die Here sê net, maak reg. Die Here het, lyk dit vir ons, vir hierdie gastehuis gesê, jy vat die mense in nie, die boek, jy maak net die plek reg, ek sal hom volmaak. En dan vat hy geen boekings nie, en dan maak hy die plek reg, en dan kom Petrus en Johannes daaraan en sê, waar is die plek wat ingerig is? En dan sê hy, die Here het dit ingerig vir julle. Dit beteken nie, dis luks en spoggerig en baie mooi nie. Dit beteken, alles wat hulle nodig het, is in plek. Ons lees ook dat in die as jy bietjie ingaan in die logistieke, dan is die plek omtrent so 'n halfuur weg van Getsemane, wat hulle na die ete het hulle toe na die tuin gegaan waar die Here Jesus dan gebid het, en dit is dan in daai omgewing waar Judas hom dan nou verraai het. En dan wat gebeur? Dan kry Petrus en Johannes presies die regte plek. Hy's volledig ingerig en kan hulle die voorbereiding doen. So daar het julle nou die logistieke van wat gebeur het. Okay. Nou kom ons kyk. Hier het ons nou die fisiese goed wat gebeur, en wat is die geestelike impak in ons geestelike voorbereiding op die nagmaal? Nou, goddelike kennis help ons om geestelik voor te berei. Dis die Pasga tyd. Dis die tyd is reg. Dit is die tyd. Maar wat gebeur hier? Ek wil dit amper waag om te sê,
die goddelike en die sataniese, wat 'n kerkfees saam gebruik. 'n goddelike bedryf en 'n sataniese wat hier gebeur. Nou kom ons kyk nou, daar is die logistieke voorbereiding en daar is die geestelike voorbereiding, né? Goed, nou kom ons kyk. 'n Pasgafees in Israel lyk so in die winkels. Almal stamp en stoot, almal is tradisioneel, almal het hulle kerkklere aan, almal is besig om voor te berei vir die Pasga. Nee. Almal is daar. Party mense absoluut voluit vir die Here, ander ouens het versteekte agendas. En ek was amper bykans van my kop af toe ek begin ingrawe in hierdie teks en ons beweeg in die kamer in en hoe die waarheid van mense uitkom binne in die gebruik van die nagmaal of by die nagmaalsdeel. Nommer 1, Judas. Judas is deel van die disippels. Hy is deel van die kerk. Hy is ook gekies, hy's geroep en hy's deel, maar hy sit daar terwyl hy weet wat die plan is. Hy weet waaroor dit gaan. Hy soek 'n geleentheid om die Here uit te verkoop. Hy klaar sy geld in sy sak en hy wil hom uitverkoop. Dalk nie fisies nie, maar die belofte. En dan wil hy hom uitverkoop en hy sit daar aan die nagmaaltafel. Aan die nagmaaltafel sit daar ook mense, disippels. Dis God se mense, dis nie vreemde mense nie, dit is nie heidene daar buite nie. Binne in die nagmaalplekke is mense besig om te stry wie is die belangrikste. Wie wil eendag langs die Here gaan sit in die hemel? Ek is 'n groter Christen as jy. Ek is belangriker as jy. Ek is die dominee, ek is die kerkraadslid, ek is die voorsitter. Ek kom elke Sondag kerk toe. Van die kerk kan jy my niks vertel nie. Ek ken my Bybel uit my kop uit. Ek gee sonderskool. Ek sing in die koor. Wie is die belangrikste? So hier binne in die kerk is daar 'n afguns, is daar op wie se kop skyn die son die helderste. Petrus, naby aan die Here. Hy kom met sy groot mond en hy kom sê vir Jesus, toe Jesus sê, hulle gaan my doodmaak, toe sê hy, o my dooie liggaam, kom vat, as iemand aan jou vat, kom vat hy aan my, en ek sal hulle dit doen, en ek sal hulle dat doen. Groot mond, né? Moenie worry nie, dominee, ons sal dit regkry, en ons sal dit ding doen, en ons doen dit, en ons doen dit. En wat het gebeur op die ouwe end? Hy verraai Jesus self. Hardloop weg. Hy ontken dat hy hom ken. Langsam, as hulle by die Getsemane gaan sit, ons is naby aan die Here Jesus. Ons is sy beste maatjies. Ons is die ouens wat die voorbidders is. Ons sit aan by hom aan die tafel. Ons is sy geliefdes, lê en slaap, terwyl hy besig is om te worstel. En dan sit die kerkmense wat hom aankla en sy dood soek. En Pilatus, wat maak Pilatus? Pilatus maak 'n amptelike afkondiging, 'n uitkondiging, 'n orde. Ek vind hierdie man onskuldig. Dis soos 'n regter wat op 'n landros wat op die bank sit en sê, ek vind hom onskuldig. Hy moet gehang word. Ja, wat gaan hier aan? Maak geen sin nie. Hoekom? Want Pilatus is bang hy verloor sy job. Hy's bang vir die volk. Hy's bang vir die mense. Hy's bang vir sy eie posisie
en daarom sal hy sy eie woord nie gestand doen nie. Langsaan Thomas, die ongelowige. Dis die mense wat rondom Jesus is. En dan hier rondom die nagmaalstafel, dan kom die karakters, ek amper soos 'n pitsweer wat oopbars, 'n wond wat oopbreek en stink, kom die stank van mense uit. En die een is beter as die ander een nie. Hulle sit in die boefretrek. Die boefretrek het ons verduidelik, is 'n plek van stil wees en veilig by God. Die plek van waarvan Psalms praat van om jou skuiling te vind by Jesus. Wie wat is interessant, as jy bietjie kyk en jy gaan lees die geskiedenis, dan is in daai vertrek is dan ook die plek waar hulle die nagmaal gehou het. Dis die plek wat hulle ook hulle self loop toesluit het nadat hy opgehang is. Het hulle self loop toesluit omdat hulle bang is. Dis ook die vertrek waar Jesus homself aan hulle kom openbaar het in die opstanding. Dis ook die vertrek waar hulle toegesluit is en afgesonder is en waar die Heilige Gees uitgestort is oor mense. Want dit is 'n ingerigte plek. 'n Plek by Jesus, né? Goed. En dan die Paasfees, dit is 'n fees. By die nagmaal sê die formulier ook, dis 'n fees. Nou 'n fees beteken dis vrolik, dis opgewonde, dit is blymoedig, almal is in 'n goeie stemming. Een van die kommentatore het selfs gesê, jy agtergekom, Jesus het self nie die wyn gedrink nie, hy het dit aangegee. Hy het ook nie vleis geëet nie, want hy is die vleis. Hy is die lam wat geslag is. Sodat daar 'n fees kan wees, moet iemand homself opoffer. Sodat ander mense kan bly wees, verlos kan wees, wonderlike lewe kan hê, moet iemand sy lewe gee. Ingerig. God se alwetendheid. Jesus se alwetendheid het hy voorsiening gemaak. In die geheim is daar 'n man. Ons dink altyd dis net kerkmense en is net die dominee wat die stem van die Here hoor. Selfs ook 'n lodge-eienaar of 'n gastehuis-eienaar of enige huis-eienaar kan 'n stem hoor wat sê, jy moet plek maak, ek het gaste vir jou. Wie is die gaste? Moenie worry nie, hulle sal kom. Ja, maar die Paasfees is al aan die gang en ons moet skep, né? Dit is wat hulle sê, ons moet skep terwyl dit daar is. Nee, hulle is op pad. En dan, as hierdie disippels instap, is dit ingerig, dis daar. God skep die plek vir jou en vir my. Die oomblik. Ons moet net in God glo en vertrou en hy skep vir ons die oomblik. En toe staan daar en hulle moes voorberei. En dit was vir my baie snaaks, want voorberei, dit is dan nou klaar ingerig. Wat moes hulle doen? En ek vra vir die Here, wat beteken dit dat hulle moes voorberei? En die beeld wat die Here vir my gee en die metafoor wil ek amper maar sê hy, jy is 'n dominee en jy hou baie troues, en wat gebeur by troues? Joh, mense kan werk vir 'n troue. Ek is al vooruit bespreek vir volgende jaar. Ek weet nie eens wat eet ons vanaand nie, maar ek weet April 19 het ek 'n troue op Oetsu, sê hulle. OK. Goed, so mense berei, ons het al daaroor gepraat, berei voor, en dan maak hulle die rok, en hulle maak alles, maar aan die einde van die dag, moet die bruid die rok aantrek, en sy moet haar tooi.
Die Here rig die nagmaal in. Maar aan die einde van die dag moet jy kom en jy moet dit neem en jy moet dit eet en jou eie maak in heiligmaking om deel van God te wees, die voorbereiding. En daarom is jy gereed. Is jy gereed vir Sondag as ons aan die nagmaaltafel gaan sit? Ja, daar gaan baie seer oopgaan. Die mense dood gegaan. Ander is siek. Ons weet nie wat vir ons voor lê nie en goeders wat oopbars. Maar hier binne is daar heelmaking, heiligmaking. Kom ons bid saam. Nou bid ons Here vir Sondag, volgende Sondag se nagmaal, dat u gebabe sal voorberei en dat u mense sal bring en dat mense oop harte sal hê en ons wat hier is, dat ons onsself sal voorberei om saam met u aan die tafel van verlossing te gaan sit. Amen. Ek kry die geleentheid om die Here te dien met u liefdegawe, gaan julle dan die papiertjies uitdeel. Hulle gaan vir julle papiertjies uitdeel, vul dit vir my in as jy 'n pen of 'n potlood het, en of jy neem dit huis toe, moenie dit vergeet nie, nog vandag nog. Vul dit vir ons in, neem 'n foto en stuur die WhatsApp asseblief. Maar die Hans se kar is stukkend, sy kan nie agter jou aanry om dit te kom haal nie. Okay.
Here Jesus, baie dankie. Dis al wat ons kan sê, dankie, 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 dat U vir ons so gee, dat ons ook kan uitdeel tot uitbreiding van U koninkryk. Amen. Ons wil net noem dat as jy die papiertjie invul, wil ons sê dat al is jy nie 'n lidmaat nie, dan vul jy dit nog altyd in, want jy's betrokke hier, skryf net daar, ek wil nie 'n lidmaat wees nie, of my attestaat is op 'n ander plek, of ek is 'n lidmaat van 'n Duitse kerk, of van 'n ander kerk, of assemblies, mense, partykeer is daar nie, jou kerk is nie hier nie, dan skryf jy net so. Ons gaan niemand dwing of forceer of agteraf wees om attestate, ons maak nie attestate by mekaar nie. Ons wil hê, Jan, hoe oud is jy? 69. Hier's nog 'n ou wat verjaar, staan op, hy's 22. Baie geluk hoor. Dit is maatjie. Dan kan ons weet, dan kan ons jou geluk wens, ons kan jou ondersteun, dis hoekom ons wil weet dat jy deel is van ons. Hoor my lied, ons. Ons wil vanoggend weer gou 'n kort kerkraadsvergadering hou, en dit gaan alles om, ons wil hê jy moet praat van ons kerk. Ons is deel daarvan. Hoe ons lidmate kan meer deel maak van, dat dit is julle gebou, dis ons gebou, dit is ons se plek. Ons is kinders van die Here, ons is saam in die huis, gemaklik. Maak op die yskas en vat vir jou, sê die pa vir die oudste kind toe hy mou. Kom ons sluit af met 'n roepstem van die Here vanoggend. Ou liedjie, ek noem dit altyd 'n ouderdomsbeperking, want die ouens in die Halleluja's sal hom ken. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Oop vir jou.
Ek voel net op my hart voordat ons die seën uitspreek dat as ons volgende Sondag nagmaal hou, weet verseker dat as jy 'n vrymoedigheid het om as jy nie 'n lidmaat is nie in jou kerk nagmaal te gebruik, jy hoef nie aansoek te doen of spesiaal moet 'n lidmaat wees of iets nie. Onthou, die gordyn van die tempel het oopgeskeur toe Jesus aan die kruis gehang het. Ja, vir jou en vir my, wat kan kom aansit. En daarom, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, berei jou voor om saam met Jesus aan die nagmaaltafel te sit. Amen. Glo daar's tee, né? Kom ons gaan kuier saam om rondom 'n koppie tee. Baie dankie en mag jy 'n baie geseënde week hê.